Goeiedag, dit is Kersfees en baie welkom by vandag se Kersdag erediens. Ek gaan begin deur vir ons 'n stuk te lees, 'n bekende stuk uit Jesaja 9. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus, van die Heilige Gees en van God die Vader. Amen. Dis Kersdag en ons vier die geboorte van ons Here Jesus Christus. En daarom kan ons eintlik nie enige ander tema of enige ander teks bekyk vandag as die verhaal van die geboorte van Jesus nie. Maar ek dink as gemeente, as kinders van die Here, is een van ons grootste uitdagings om dieselfde verhaal oor en oor op nuwe maniere nie net te vertel nie, maar ook te hoor, sodat ons nie so gewoond raak aan hierdie verhale dat dit vir ons geen meer betekenis dra nie. En as ek vandag gesels oor die geboorte van ons Here Jesus Christus, dan is dit eintlik vir niemand nuwe nuus nie, behalwe as jy regtig glad nie die Here geken het nie, glad nie in 'n Christelike huis groot geword het nie, en jy kom vandag, iemand het jou saamgesleep om hierdie video te kyk, of saamgesleep kerk toe vandag, en nou hoor jy vir die eerste keer die Kersboodskap. Maar 99,9 van ons wat hierdie boodskap vandag gaan hoor, het al die storie, die verhaal van ons Here Jesus Christus se geboorte gehoor. En dis 'n wonderlike storie. Maar ek gaan sommer vir 'n paar kinders vra om vir ons te verduidelik, om 'n paar vragies te antwoord oor Kersfees. Julle? Hallo. Wie van julle kan vir my sê, wat vier ons nou? Ons vier Kersfees. Kersfees. Sê vir my, gaan Kersfees oor 'n groen boom? Nee. Gaan Kersfees Dit gaan met Jesus wat geboorte is. Jesus wat gebore is, so dit gaan nie oor 'n oom met 'n rooi soet nie, Nee. met 'n wit baard nie. Nee, dis Kersfees Vader. O, okay, maar Kersfees gaan oor? Jesus. Ja, sê vir my, gaan Kersfees oor geskenke? Nee. Oor Jesus se geboorte. Gaan oor, maar hoekom? Hy was voor ons almal gebore. Kan jy dit glo? Maar hoekom gee ons dan vir mekaar geskenke? Want Jesus is die grootste geskenk. Ja, en ons is lief vir mekaar en ons deel. Okay, en kan julle vir my sê, wat was Jesus se mamma se naam? Maria. En sy pappa? Josef. Josef. En op 'n stadium toe wou die stoute koning, kan julle onthou wat daai stoute koning se naam is? Koning? Farao. Nee, nie Farao nie. Herodes. Ja, toe wou hy Jesus doodmaak. Toe gaan vlug hulle waarheen? Ja, Israel. Nie Israel nie, die ander een met die piramides, waar? Egipte. Ja, toe gaan hulle Egipte toe, né? Nee, hulle was lelik. Ja, hulle was lelik geweest. En oor daar was mense geweest wat kom sing het, né? Herders en Wyse manne. Ja. Hulle het ook gesing herders op die oop veld. Het hulle herders op die oop velde Ja, gesien? hulle het gedoen. Ja. Hulle het gesing ere aan God in die hoogste hemel, ere aan God in die hoogste hemel en vrede. En hulle het voor hom En vrede. vir hom vir die mens gebid voor Jesus. Julle is dan maar baie slim, né? En laaste amper, julle kan amper kyk. Laaste vraagie, né? Wat se geskenke het hulle vir Jesus gebring? Goud en mirre. Goud, wierook en mirre. Ag, dankie julle is baie slim. Bye. Bye. Soos julle kan sien, verstaan die kinders partykeer 'n klein bietjie beter as ons waaroor die Kersboodskap gaan. En Jesus was ernstig geweest toe hy gesê het, die koninkryk van God is vir kinders. 'n Kinderlike aanslag, 'n afhanklike aanslag in die lewe is baie werd. Dit is eintlik 'n stuk wysheid om te besef, sonder dat jy dit besef, hoe afhanklik jy van die Here is. En as jy al ooit gedink het aan 'n kind besef nie hoe afhanklik hulle is nie, maar hulle is tog afhanklik. Hulle weet waarom hulle kos te kry, hulle weet waar hulle liefde kry. Ek het nou die dag met my seentjie geraas, en ek is die een wat met hom raas,
En hy ken net een plek om troosting te kry, is natuurlik by my en Carla, maar op daardie stadium was Carla nie daar nie. En ek, die een wat met hom raas, die een wat hom ongelukkig maak, is ook die een na wie hy toe kom om troosting te kry. En dit was eintlik vir my so mooi gewees. Soos kinders, ons het net een plek om heen te hardloop, ons het net een plek wat ons weet om na heen te gaan van wie of ons afhanklik is. Dis ons Here Jesus Christus. Wat ek graag vandag wil doen, is om bietjie minder van 'n lesing te gee, om bietjie minder te doen van inhoud oordra, want ons ken die inhoud, die kinders ken die inhoud. Maar ek wil 'n paar elemente saam met die kerse vandag vat, en dat ons verskillende geleenthede skep, waar ons gemeenskap, spesifieke situasies in ons gemeenskap, en in ons kerk opdra aan die Here. En ons gaan begin. Ons gaan begin by die eerste kers, die kers van hoop. En die teks wat ek hier vir ons gaan lees, gaan oor die bekende deel van die verhaal waar hulle moes vlug na Egipte toe. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak." Nou, ek weet nie hoe jou jaar was, ek weet nie wat die dinge is hierdie jaar wat jou uitgedaag het, of die afgelope 10 jaar wat jou uitgedaag het nie. Maar ek wil vanoggend 'n paar sekondes vat, dat ons as gemeente, dalk is jy as oupa of ouma een van die persone wat se familielede oor see getrek het. Ek wil hierdie tema net vir 'n sekond vat waar hulle trek. Hulle moet van hulle huis af gaan na 'n ander land toe. Hulle word vreemdelinge in Egipte. En ons het hierdie hele kwartaal so 'n bietjie stil gestaan by vreemdelinge. Maar Maria en Josef en Baba Jesus gaan Egipte toe en hulle is vreemdelinge in 'n ver land. So sit baie van ons met broers, susters, kinders, kleinkinders wat geëmigreer het of dalk tydelik weggaan. En dis taaf. Dis 'n uitdaging. In die erediens gaan ek hier gemeentelede vra om 2-2 te bid vir ons medemens wat in hierdie situasie is. En daarom gaan ek vra op die aanlyn boodskap dat ons net so 'n minuut van stil gebed het, waar ons die mense wat familielede ver het, ons gemeentelede, ons vriende en familie wat alleen is, want hulle geliefdes is ver aan 'n kant die waters iewers, aan die Here op te dra. Kom ons raak stil. Die tweede kers waarna ek wil kyk is die kers van vrede. En dit hak aan by die eerste teksgedeelte wat ons gelees het. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Herodes bring 'n stuk vrees oor die hele landskap. En hier is Jesus en sy ouers besig om weg te hardloop omdat hulle bang is. Hulle is bang dat hulle seentjie doodgemaak gaan word. Nou, hulle het ook die Here vertrou, hulle was gehoorsaam aan die engel gewees, maar daar moes 'n stuk angstigheid binne hulle gewees het. En nou word 'n klomp ander kinders as gevolg van Herodes se jaloesie en Herodes se selfbewustheid, en ek weet nie wat al die redes is nie, se gierigheid tot mag, word 'n klomp kinders seer gemaak. En dit lok 'n stuk, dit steel eintlik die vrede. Dit steel die vrede in die hele Jerusalem. Dit steel die vrede in die beloofde land. En vrees is 'n ding wat ons baie aan vashou. Vrees is 'n ding wat so hou vas aan ons kry, dat ons dit nie kan los nie. Ek klim nou die dag, eergister, klim ek saam met my seentjie in die bed, om 5 minute saam met hom te lê. En dit was so 'n paar dae nadat Giovanni se afgebrand het, langs in die kerk. En
Die hele gesprek was gewees, Papa, is ons gras droog? Papa, het ons 'n grasdak? Papa, maak mamma die tuin elke dag nat, omdat ons seker wil maak die huis brand nie af nie. Hierso is my 5-jarige seentjie, hy moet in die bed klim, hy moet slaap, maar daar's hierdie stuk vrees binne in hom. En daarom gaan ek vra dat ons saam met hierdie Kers vir die Here bid en vra dat hy vir ons 'n nuwe stuk vrede sal kom teruggee. Ek het dit al genoem in die Bybel 365 keer staan daar. Moenie bang wees nie. So kom ons sluit die oë terwyl ek vir ons 'n Psalm lees wat ons 'n stuk gerusstelling en vrede bring. Ons sluit die oë. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. En daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad en al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dryf en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend en oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Amen. Die volgende Kers waarna ek wil kyk is die Kers van vreugde. En ek wonder of jy die deels van die Kersverhaal onthou, waar Maria vir Elisabeth besoek, en dan as die babatjie wat in Elisabeth se maag is, vir Maria sien, beweeg die babatjie in die moederskoot. Toe hy Maria se groet hoor, beweeg die babatjie in die moederskoot. En Elisabeth sê net, wat 'n vreugde. Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. En dan sing Maria 'n lied. Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. En Maria sing hierdie vreugdeslied. En ons word vandag uitgenooi om vir 'n oomblik net weer die Here te vra om vir ons vreugde te bring. En ek weet nie wat die dinge is wat jou vreugde steel nie. Geestesgesondheid is diep op my hart op die oomblik. So baie mense sukkel, word uitgedaag met geestesongesteldheid. Miskien is dit vrees van die vorige Kers wat ons aangesteek het. Maar kom ons vat 'n oomblik en geniet net hierdie lied. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy.
His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His Ons vierde kers is die kers van liefde. En ek het 'n baie spesifieke gebedsversoek vandag. Ons lees in Matteus 1 vers 19, haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Ek wil graag hê ons moet hierdie liefdeskers vandag vat en ons moet bid vir huwelike. Bid vir ons gesinne, bid vir mense wat dalk deur 'n egskeiding is, wat diep behoefte aan genesing nodig het, aan kinders wat deur egskeidings is, aan huwelike wat op die rotse is, huwelike wat nuwe passie en nuwe vreugde nodig het, huwelike wat veronderstel is om God se beeld te wees aan die wêreld oor hoe lief hy sy bruid het. Ons vir ons huwelike bid. So ek gaan vir ons 'n gebed doen. Vir ons huwelike. Sluit die oë. Hemelse Vader, U ken elkeen se situasie wat hierdie boodskap luister. U weet of dit 'n gebroke huwelik is, U weet of dit 'n huwelik is wat mooi lyk van buite, maar vrot is van binne. U weet of dit 'n gesonde huwelik is wat nuwe passie nodig het, wat nuwe vreugde nodig het. U weet of dit 'n egskeidingsverhaal is en of dit 'n verhaal van seer en pyn en verwerping is. Here, ons kom bid vir verhoudings, ons kom bid vir huwelik, ons kom bid vir kinders wat eintlik maar op 'n manier die slagoffers word van hulle ouers se keuses en foute. Here, en ons bid dat U huwelike sal genees, dat U individue sal genees wat seer gekry het, dat U kinders sal genees wat slagoffers geword het van 'n klomp dinge. Here, ons bid dat 2026 hierdie jaar wat voorlê 'n goeie jaar sal wees vir huwelike, 'n goeie jaar sal wees vir families. En ons vertrou U ook in dit. Amen. Die laaste kers wat ons vandag aansteek, is die Christuskers. Die Christuskers, die grootste en die belangrikste van almal. Ek sien 'n ding wat nou die dag sê dat gelowiges glo in die maagdelike geboorte van Jesus en ongelowiges glo in die maagdelike geboorte van die heelal. Jy moet maar kies wat se wonderwerk jy glo. Ons staan voor ons Here Jesus Christus vandag. En ons vier die feit dat hy, soos Filippense 2 sê, nie sy godheid en sy roem en sy eer en sy mag, dat hy nie so daaraan vasgeklou het, maar dat hy dit laat gaan het, en dat hy mens geword het, dat hy 'n baba kon word het, dat hy eintlik die broosste vorm van 'n mens geword het, en sy hele lewe kom gee het, op 'n diensbare manier, ja selfs tot die dood toe, leer ons in Filippense. Ons Here Jesus Christus word mens, ons Here Jesus Christus kom klim in ons skoene in, en hy kom bring vir ons genesing, hy kom bring vir ons vergifnis, hy kom bring vir ons verlossing, hy kom bring vir ons hoop, vrede, vreugde, liefde. Hy kom bring vir ons redding. En daarom wil ek graag hê dat ons aktiwiteit, ons oefening met die laaste kers sal wees, dat ons vir ons vriende en familie sal bid wat nie die Here ken nie. Miskien luister jy vandag die boodskap, of jy sit vandag in 'n kerk en jy verwerp die Here. Beleef hoe die mense rondom jou ook vir jou bid.
Besef hoe lief die Here vir jou is en hoe groot die opoffering is wat hy vir jou gemaak het. Die Here se liefde is groter, sy genade is groter as wat ons baie keer oor gemaklik is, meer gemaklik is. En sy arms is ook uitgestrek na jou toe. So terwyl ons hierdie lied luister, jy ken die mense se name, jy weet wie die mense om jou is, wat die Here verwerp. Kom ons dra hulle op in ons gebede terwyl ons hierdie lied luister. Here, ons staan op heilige grond as ons vriende en familie opdra aan U, dies wat ver is van U. Here, en ons kom bid dat U sal ingryp in hulle lewens, Here, ons kom bid dat U vir hulle sal kom wys waaroor U regtig gaan en wat U hart regtig is. En dat die goeders wat hulle verwerp nie in elk geval valse dinge sal wees nie, maar Here, dat ons en die wat U verwerp se oë opnuut sal oopgaan. Dat ons U opnuut sal sien en beleef en dat ons sal besef dat die goeie nuus is waarlik goeie nuus. Ons kom voor U, Here, ons kom bekeer onsself, ons draai terug na U toe en ons kom gee ons lewens vir U. Here, op hierdie Kersdag, neem my lewe en laat dit aan U gewy wees. Amen. Mag jy 'n geseënde feestyd verder hê. Mag jy, as jy die voorreg het, lekker kuier saam met jou vriende en familie. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. En die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.